Goeiedag mense, ek wil 'n bietjie met julle deel die stukkie wat ek vanoggend gelees het, en dit was uit 2 Samuel 6 vers 14 tot 22 uit die 83 vertaling. Nou ek wil jou so 'n bietjie agtergrond gee voordat ons begin. Dawid het hierso die ark teruggebring onder die volk in Jerusalem, en hy was so oorweldig bly, en hy het gaan dans voor die Here, en die woord van God sê hy dit met volle oorgawe gedoen, en nie geworry wat die mense om hom sê nie. Hy het net werklik waar in die sin van dit mal geword voor die Here, en hom met alle oorgawe net gedien, en uitgelewe wat die Here vir hom beteken. En die mense het die spot gedryf met hom, maar dit het hom nie verander nie. En dit het my so laat dink, hoeveel kere kom ek en jy, en ons lewe 'n bietjie halfhartig uit dit wat die Here in ons lewe beteken, want hierdie moet ons soort van leefstyl ook wees, soos wat Dawid hier gedoen het, as die Here in my lewe is, want ons het die Vader, ons het God aangeneem as ons saligmaker, en ons moet besef dat hierdie guns en hierdie seën in ons lewe is, en ons moet uitborrel, uitlewe dit wat die Here in ons lewe is, soos wat Dawid hier gedoen het. En ek dink werklik waar Dawid kom en hy lewe uit dit wat in Kolossense 3 vers 23 is, wat hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense. Ek moet alles wat ek doen, tot ere vir julle kan van God doen, en nie worry wat mense sê nie. Nou kyk of jy jouself 'n bietjie heen raak sien, hierdie storie waar ons dinge so begin halfhartig, of dinge halfhartig doen vir die Here. Ons trek nie werklik waar als aan dit wat ons as kind van God moet wees of moet uitlewe nie. Daardie stukkie, as ek van die Here praat, wil ek nie te hard oor die Here praat nie, want ek is bang die ou laans my hoor my. Of as ek iets doen vir die Here, doen ek dit nie met volle oorgawe nie. Ek doen dit 'n bietjie halfhartig. Nou beter een, as ek in die kerk is, wil ek my hande nie te hoog opsteek nie, want ek is bang die ou laans my sien my. Of ek wil nie halleluja skree nie, of 'n amen skree, of te hard hande hardklap, jy weet, ek is te bang die ou laans my sien my raak. Maar Dawid kom wys iets anderste. Hy wys jy moet uitlewe, so as jy jou hande opsteek in die kerk, steek dit op sodat God jou kan raak sien. Here, hier is ek, sien my raak. U is my Vader, U is my salig, U is my God. Ek moet dit uitleef soos wat Dawid hier uitgeleef het. Met volle oorgawe moet ek die Here dien. Ons moet hierdie soort van ambisie aangryp, uitlewe dit wat Dawid hier gedoen het. Hy het nie geworry wat wie sê nie. Hulle het groot spot met hom gedryf. En sy vrou het gekom, en sy vrou het met hom gespot, gesê, maar kyk, wat maak jy? Jy weet, dis nie wat 'n mens moet doen nie. En sy antwoord aan haar was, ek is niks nie, God is alles in my lewe. Dit is nie vir my belangrik wat die mense dink nie, maar is vir my belangrik wie God is. So ek moet minder raak, en God moet meer raak in my lewe. Ek moet dit uitleef, wat Kolossense 3 vers 23 sê, wat God alles is, en ek moet alles doen van harte tot God, met oorgawe, en nie worry wat die mense rondom my sê nie. Nou ek bid dat hierdie ook jou ambisie sal raak, en laat ons soort van wakker sal skrik, en uit ons doppie sal uitkom, en uitlewe dit wat die Here in ons harte is, sodat ons die verskil kan maak met die mense rondom ons, sodat hulle hierdie lig kan raak sien wie God is in ons lewe. Mag hierdie jou meetstok raak, soos wat Dawid uitgelewe het in 2 Samuel 6 vers 14. Mag dit jou meetstok raak, dat jy ook so met oorgawe die Here dien. Mag julle 'n awesome dag hê. Shalom.